Shalom. Kom ons sit weer in mekaar se stilte. En dis koninkrykstyd. Die afgelope tyd was ons ook gekonfronteer met betogings, uitsprake oor andersheid, oor mense met wie ons ongemaklik is. Ons raak vandag dalk ook stil rondom die tema van andersheid. Hiermee neem ons vandag ook 'n teksgedeelte met ons saam. Dit is die verhaal van Petrus en Cornelius. En Handelinge 10 vers 34 sê dan vir ons: God trek hom niks aan van die aansien van 'n mens nie. Welkom dan weer saam met my by sit in mekaar se stilte. Kom ons sit gemaklik. Voel hoe die stoel jou dra. Voel jou voete op die grond. Laat jou hande rus, dalk in jou skoot, palms na bo. Jou bereidheid om te ontvang. Jy hoef vir hierdie paar minute wat ons saam is, niks reg te kry nie, niks te bereik nie. Jy mag eenvoudig net hier wees. Hier. Nou. In God se teenwoordigheid. Asem dan stadig in en uit. Nog 'n keer. In en uit. Laat jou asem jou herinner. Elke asemteug is genade, is 'n gawe. Die lewe is nie iets wat ons skep nie, dit is nie iets wat ons vervaardig nie. Dit is iets wat ons deelneem, wat ons ontvang. Kom ons luister na hierdie woorde uit Handelinge, waar Petrus sê: nou besef ek waarlik, dat God hom nie deur mense se aansien laat lei nie. Nou besef ek waarlik, dat God hom nie deur mense se aansien laat lei nie. Vir baie jare het Petrus gedink, hy weet presies hoe God werk. Wie behoort, wie nie behoort nie, wie binne is, wie buite is. Toe verras God hom. God was reeds besig om in mense te werk wat Petrus nog nie kon aanvaar nie. En Petrus moes ontdek. Dit was nie Cornelius wat moes verander nie. Dit was Petrus. Daar is iets diep mensliks in ons. Ons hou van wat bekend is. Van mense wat soos ons dink. Soos ons praat. Soos ons glo. Soos ons leef. Die onbekende, die andersheid, maak ons onseker. Die ander laat ons ongemaklik voel. En tog, dalk is dit juist daar waar God wag. David Benner in sy boek Soulful Spirituality skryf dat ons siele groei juis wanneer ons die ander ontmoet, wanneer ons met andersheid konfronteer word. Die ander mens, die ander kultuur, die ander ervaring, selfs die dele van onsself wat ons lank probeer wegsteek, wat vir ons anders is. Ons word nie voller mense deur onsself toe te maak nie. Ons word juis voller mense wanneer ons nie afsluit
toesluit nie, maar voller mense deur oop te word. Ek wil jou nou uitnooi om iemand in jou gedagtes op te roep. Miskien iemand wat anders as jy is. Iemand wat jy moeilik verstaan. Of dalk iemand wat jy lank reeds vermy. Sien daardie persoon vir 'n oomblik. En nie as 'n probleem nie. Nie as 'n etiket nie. Net as 'n mens. 'n Mens wat ook verlang. Wat ook bang raak. Wat ook lief het. Wat ook seer kry. Luister nou na hierdie vraag. Kan dit wees, kan dit dalk wees, dat God reeds daar teenwoordig is, dat hy ons vooruit gegaan het, daar vir ons wag. Kan dit wees, dat God reeds daar vir ons wag? En nou wil ek jou uitnooi om nog verder te gaan. Dalk is daar ook iets in jouself wat anders is, wat jy moeilik aanvaar. 'n Hartseer, vertwyfeling, 'n eensaamheid, 'n ouderdom wat jou verras, 'n liggaam wat verander, 'n deel van jou verhaal wat jy eerder sou wou vergeet. Kan jy daardie deel ook met sagte oë, genadige oë aanskou? Nie om dit reg te maak nie, nie om dit weg te wens nie, maar eenvoudig om dit saam met God te ontmoet. Miskien is dit hoe die koninkryk van God groei. Nie wanneer almal juis dieselfde word nie, maar wanneer liefde groter word as ons grense. Wanneer ons ontdek dat God reeds werk waar ons nog huiwer om te gaan. Wanneer ons die moed kry om die vreemde nie as 'n bedreiging nie, maar as 'n uitnodiging te ontvang. Die koninkryk verruim, verbreed, groei, nie deur beheer nie. Dit verbreed, groei, deur verwelkoming. Kom ons sit nou vir 'n minuut of wat, net so in mekaar se stilte. Dalk is daar iemand wat God vandag op jou hart lê. Of dalk is dit 'n deel van jouself wat jy lanklaas met liefde ontmoet het. Rus eenvoudig daarmee in God se teenwoordigheid. En dan bid ons saam, Here, breek die grense af wat ons self gebou het. Geef vir ons sagte oë om u beeld raak te sien in mense wat anders is as ons. En leer ons ook om ook ons eie kwesbaarheid met dieselfde genade te ontvang.
Maak ons harte groter, groter as vrese, groter as ons vrese. Maak ons liefde ruimer as ons oordeele en leer ons om oral waar U reeds werk met verwondering aan te sluit. Amen. Mag die God wat geen gunstelinge het nie, jou hart verruim. Mag Christus, wat in elke mens sy beeld dra, jou leer om die ander met liefde te ontmoet. Mag die Heilige Gees jou verras deur die vreemdeling, deur die onbekende en selfs deur die dele van jouself wat nog op genesing wag. En mag jy hierdie week ontdek dat elke ontmoeting 'n geleentheid is om die koninkryk van God 'n bietjie nader te sien kom. Shalom.